Ons skriflesing is vandag uit Matteus 5 vanaf vers 1 tot 16, soos dit ook in die bulletin verskyn. Matteus 5 vanaf vers 1 tot 16. En toe Jesus die skare sien, het hy op die berg geklim. En nadat hy gaan sit het sy disippels na hom gekom. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê: Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Ek wil net beklemtoon, die deel wat ons dan vandag in besonder raak kyk is vanaf vers 3 tot en met vers 11. Maar ek lees die hele deel. Ek lees weer vers 3. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word, ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle, kyk na die verandering, salig is julle, wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek, om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg, wat voor julle gewees het. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor, as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En die mens steek nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die stander, dat dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Net tot sover. Ek het in hierdie afgelope week 'n artikel gelees, wat iemand geskryf het, wat 'n gelowige is. En die titel van die stuk wat hy geskryf het, was: Die Christendom het nie misluk nie. Dit is vervang. Die Christendom het nie misluk nie. Of dit het nie gefaal nie. Maar dit is vervang. En luister wat hy dan sê. Hy sê, en dit haal hy aan, hy sê, mense bly sê dat die Christendom in verval is, dat die kerk relevantie verloor, dat geloof nie meer met die moderne wêreld praat nie. Maar dan sê hy, maar daardie diagnose is verkeerd. Die Christendom het nie misluk nie. Dit is vervang. Dit is vervang. Stil, beleefd en heel dikwels vanuit sy eie mure. Ek wil sê, die implikasie wat hy hier gee, is dat die Christendom homself, soos die Engelsers sê, gereinvented. Hy is weg van die Bybelse beginsels.
maar hy het dit aangepas, gereinvent. Wat die meeste mense vandag Christendom noem, toon min ooreenkoms met die geloof wat in die skrif beskryf word. Dit wil sê die lering wat daar in die Nuwe Testament aan die Nuwe Testamentiese kerk gegaan het. Daar is baie min ooreenkoms met wat daar geleer is en nog steeds geleer word, behoort geleer te word en hoe die kerk van ons dag is. Dit gebruik dieselfde woorde, God, Jesus, genade, liefde, maar die betekenisse is verander. Die betekenisse is verander. En wanneer betekenisse verander, verdwyn die waarheid sonder dat enige iemand dit agterkom. En dit het nie oornag gebeur nie. Sien, maar net ewe skielik eendag opgestaan en toe is dit anders nie. Dit het een kompromie op 'n slag gebeur. Een kompromie wat lei na 'n ander. En nog ene, en nog ene. Stadig, oor eeue. En dan maak hy die stelling, die Christendom was nooit bedoel om gemaklik te wees nie. Die Christendom was nooit bedoel om gemaklik te wees nie. Dit was nooit ontwerp om naadloos, sonder probleem in die kultuur in te smelt nie. Ek dink een van die simptome hiervan wat ons kan sien, is dat dit vandag baie min verskil maak wanneer jy na die hele mensdom kyk, dat jy nie werklik die gelowige van die ongelowige kan onderskei. Dit is deel van daardie dilemma. Christendom was nooit bedoel om gemaklik te wees nie, was nooit ontwerp om naadloos in die kultuur in te smelt nie. Van die begin af, en onthou nou hierdie skriflesing, van die begin af het dit in direkte teenstelling met die gees van die tyd gestaan. In direkte teenstelling met die gees van die tyd. Dit het mag uitgedaag, sonde blootgelê, trots gekonfronteer en bekering geëis. Daarom is dit vervolg, daarom het dit lewens verander en daarom het dit saak gemaak. Maar dan terug weer by sy stelling, die moderne Christendom daarenteen het vrede met die wêreld gemaak. En deur dit te doen, het dit sy gesag prysgegee. Die wêreld verwerp, hoor mooi wat hy sê, die wêreld verwerp 'n verdunde, magtelose nabootsing, wat troos sonder waarheid en om te behoort sonder transformasie bied. Dit wil sê, die wêreld kyk na die kerk en sê, ag, daardie waarheid wat julle het is, hoe verskil dit van ons waarheid? En wat beteken dit om 'n Christen te wees anders as wat ons is? Met ander woorde, die kerk het sy boodskap verloor vir die wêreld. Baie kerke behandel, en nou noem hy simptome van hiervan, baie kerke behandel Genesis as opsioneel. Dit wil sê, daardie vestigingshoofstukke in Genesis word nie meer as die waarheid beskou nie. Jy kan maar glo wat die ander mense glo, die wat in die evolusie glo, miskien het hulle tog die waarheid weet. Die skepping is onderhandelbaar. Adam was maar net 'n simbool van die mensheid, net 'n simbool, nie, hy was nie 'n werklike mens nie. En sonde word met sielkunde behandel. Met sielkunde. Oordeel
En wanneer die kerk oordeel, dan word dit baie, baie ongemaklik ontvang en as vyandskap beskou. En die kruis word 'n vae uitdrukking van liefde. Die kruis word 'n vae uitdrukking van liefde, eerder as die noodsaaklike betaling vir werklike sonde. En sodra dit gebeur, verloor die Christendom betekenis. As God ons nie geskep het nie, dan het hy geen claim oor ons nie, hy besit ons nie, hy het geen aanspraak op ons nie. En as hy ons nie besit nie, het hy geen gesag oor ons nie. En as hy geen gesag oor ons het nie, dan is sonde heeltemal aanvaarbaar. En as sonde aanvaarbaar is, word verlossing onnodig. Redding is onnodig. Al wat dan van Christendom oorbly, is dat dit 'n morele leefstyl handelsmerk geword het. Dit is maar soos enige brand wat ons dra. Jou voorkeur brand op jou t-shirt of jou takkies, jou sportskoene of jou sportsak of op waar ook al. Jy dra maar net jou favorite brand. En dis sover as wat dit gaan. Maar dan bevestig die skrywer wel die volgende waarhede. Die Bybel bied nie die Christelike geloof as een opsie van baie nie. Die Bybel gee niemand daardie vryheid nie. Dit bied die Christendom onverskonend aan as die enigste geestelike werklikheid. En let wel, God ding nie meer om aandag nie. Hy is nie in die stryd om die aandag te wen nie. Hy is wie hy is. Hy het sy waarheid geopenbaar. En dit is vir die mens wat daarvan bewus is om hom te soek. En hy werk deur sy gees en hy werk deur sy woord. Maar die mens, die onus is op die mens wat bewus is van hom, om hom te soek. Hy verklaar sy waarheid, en sy waarheid vra nie toestemming om te bestaan nie. En dan sê hy ook, 'n evangelie wat sonde nie konfronteer nie, en nie identifiseer vir wat dit is nie, dit kan nie genees nie. Daar is nie genesing in so 'n evangelie nie. En dit bied geen hulp nie. En dan sluit hy af met die gevolgtrekking. Ons moet verstaan, Christendom gaan nie oor selfverbetering nie. Dit gaan nie oor selfverbetering nie. Dit gaan oor die dood en die opstanding. Die opstanding in die nuwe lewe in Christus. En daardie opstanding wat tot die ewige lewe lei. En ons moet dit verstaan, geliefdes. Dis 'n radikale boodskap. Dis nie 'n flouerige boodskap wat miskien jou kan help nie. Dis 'n oorgawe aan die radikaliteit dat dit gaan oor die dood en die opstanding uit die dood. Dit gaan oor die dood van die selfwil, jou eie wil, dood, die sterwe daarvan, en die opstanding tot die nuwe lewe in Christus Jesus. Opstanding tot die nuwe lewe in Christus Jesus. Ek is baie dankbaar dat die skrywer wel die waarheid aan die einde ingebring het en nie net dit daar in die lig laat hang het nie. Want daarsonder sou die prentjie maar baie droef, baie bleek gewees het. Want ongelukkig is die prentjie wat hy, die diagnose wat hy gee, die prentjie wat hy skilder, is baie waar. En enige iemand wat die Bybel bestudeer, kan nie tot 'n ander gevolgtrekking kom nie. 'n groot deel van die kerk, 'n baie groot deel van die kerk van ons dag,
staan lynreg in oppositie tot die evangelie, tot die Bybelse lering, dwars deur die wêreld, maar ook in ons eie land. Want die evangelie is vervang met 'n selfhelpprogram. 'n Program wat daarop gefokus is om mense te laat goed voel, maar nie red nie. Om mense te laat goed voel, maar nie red nie. En in die proses word die beginsels van God se koninkryk verswyg. Dit word stilgemaak. En daar is min onderskeid tussen die kerk en die wêreld wat sê, wat sê die wêreld? Die volgende: salig is die selfversekerdes, want hulle sal ver kom in die lewe. Salig is die sterkes, want hulle sal oorwin. Jy moet sterk wees. Salig is die rykes, want hulle het invloed. Salig is die slimmes, want hulle sal triomfeer. Salig is die mense wat hulle self kan handhaaf, want niemand vertrap hulle nie. Salig is die Elon Musk en die Donald Trumps, en voeg daarby watter naam jy ook al wil. Dis die mense wat aansien in die lewe geniet, wat deur die wêreld geëer word. En dit bring ons by ons teks hier in die bergpredikasie in Matteus 5, en dan in besonder by die saligsprekinge. Want dit is hier waar Jesus die wêreld se waardes op hulle kop keer. Want sy boodskap is: salig is die armes van gees, salig is die wat treur, salig is die wat sagmoedig is. En so kan ons aangaan. En dit was konsekwent Jesus se boodskap. Oorwinning is daarin vir die gelowige, en nie vir die wêreld nie. Want dit is die boodskap van sy geopenbaarde woord. En die mense wat deur die wêreld, laat ek dit herhaal, die mense wat deur die wêreld verwerp word, verag word, op neergesien word, hulle is in Christus geseënd. En die wat deur die wêreld misgekyk word deur hom raak gesien. En die mense wat deur die wêreld as onbenullig beskou word, maak hy erfgename van sy koninkryk. En so kan ons aangaan, geliefdes. En as gelowiges bevind julle self hoe dikwels in situasies waar dit juis gebeur, dat wanneer jy die Bybelse waardes wil uitleef, dat jy geminag word en jy verwerp word, ook deur jou geliefde selfs. Maar Jesus se boodskap, die evangelieboodskap is: kyk na hierdie dinge uit God se perspektief, uit die Bybelse perspektief, en nie iets anders nie. En as ons dan so na Jesus se lering kyk, dan moet ons erken, die evangelie van Christus Jesus is 'n radikale evangelie. Dis radikaal. En ons moet nie skaam wees om dit te sê nie. Maar dit beteken nie dat ons dit blaatant in mense se gesigte moet gaan druk nie. Ons moet daardie onderskeid ook hê. Maar dat die getuienis wat ons lewer, deur ons lewens sal wees. Dit is die getuienis wat ons moet doen. Dat hulle kan sien hoe radikaal die evangelie is wanneer hulle na ons kyk. En nêrens word hierdie verskil so beklemtoon. Nêrens word dit so beklemtoon as hier in Matteus 5, in hierdie bergrede. Soos dit daar beskryf word, ook in die ander evangelies waar daar dele daarvan genoem word. Maar Matteus gee die volledige bergrede. Ons sê die hele lering van Jesus daar op die berg, waarvan die saligsprekinge waarna ons kyk, vandag maar net 'n deel is. Maar
Die saligsprekinge is die hart van die bergrede, die hart van al die saligsprekinge. En dan wanneer Jesus deur al sy lering gegaan het, kom hy dan in Matteus 20 vers 16 en hy sê, so sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. En geliefdes, dit is die beginsels vir die bergrede, dit is die beginsels vir die saligspreking, dit is God se koninkryk styl wat lynreg teenoor die waardes van die wêreld staan. Daar is dit. Die verskil is strak. Die verskil is oneindig groot. En ons mag dit nooit ooit ontken nie. En dit is wat Jesus dan hier baie duidelik, sonder skroom hier leer. Dit is die saligsprekinge wat ons dan hier in Matteus 5 vind. Goed. Maar dit is baie belangrik dat ons moet verstaan dat hierdie 9 saligsprekinge waarop ons vandag gaan konsentreer, is nie losstaande eienskappe vir die gelowiges nie. Dis nie eienskappe waaruit ons kan kies en keer wat ons wil doen of nie wil doen nie. Daar is mense daar is kerke wat dit selfs leer, dat daar verskillende tipe Christene is. Party gelowiges is arm van gees, ander is sagmoedig, ander is barmhartig, ander is vredemakers, ander kan vervolging hanteer. Maar geliefdes, as ons kyk wat hier geleer word, is dit nie wat Jesus leer nie. Die saligsprekinge beskryf een komprehensiewe, saamgestelde karakter, nie opsies om uit te kies nie. Dit was nog nooit die bedoeling van hierdie lering gewees nie. Dit beskryf die profiel van die mens wat deur God se genade nuut gemaak word tot 'n gelowige en wat deur sy oorgegewendheid aan God die saligheid bekom wat Christus in die saligsprekinge beloof. Hoor julle wat ek sê? Die gelowige ontvang die vermoë om dit te doen wat die saligsprekinge hier vir die gelowige voorskryf. En dit is soos God altyd doen. As hy van ons iets vra, soos om volgens die saligsprekinge te lewe, dan gee hy vir ons die vermoë. Hy versterk ons deur die Heilige Gees, hy lig ons in, hy leer ons deur die woord, om dan te wees wat hy wil hê dat ons moet wees. En daarom mag geen gelowige ooit sê, ek is maar net nie sagmoedig van gees nie. Ek is maar net nie barmhartig nie. Dis nie my gawe nie. Of watter van daai jy ook al kies as 'n opsie wat jy wil kies, of die opsies wat jy wil los. Dit is nie wat die Here hier sê nie. En dit kom na ons almal, kom na elke gelowige in daardie woord wat Jesus hier aan die begin van elkeen van daardie saligsprekinge gebruik, naamlik daardie woord salig. Salig. Dit is die eienskap van die gelowige. Salig is. Goed. Nou het julle dit mooi gehoor tot hierso. En nou vra ek vir julle almal, staan asseblief. Staan. Goed, dankie, sit maar gerus. As ons na hierdie woord salig kyk, die Engelse woord blessed,
vertalings vertaal dit as happy, maar dit is niks met happy te doen nie. Happy is 'n wêreldse begrip, wat na 'n oppervlakkige wêreldsheid verwys. Maar saligheid is iets anders. En saligheid in die Ou Testament en in die Nuwe Testament is 'n diep gewortelde, goddelike, heilige begrip. Die Ou Testamentiese woord is ashere. Wat beteken salig of welgeluksalig? Of dan die woord wat ons verstaan, geseënd. Om geseënd te wees. Om geseënd te wees. Dit is ook 'n uitroep van lof oor die eienskappe wat die gelowige ontvang omdat hy deel is van God se koninkryk, omdat hy deel is van daardie genade en vergifnis wat na hom toe kom. En dan, ons kry dit dwars deur die skrif, Psalm 1 vers 1, oor die saligheid van die man wat nie wandel in die raad van die goddeloosheid nie. Oor die saligheid van die mens, Psalm 32, wie sy oortreding vergewe is, wie sy sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie. Wie is dit? Die gelowige. Dis die gelowige. Psalm 119, verskeie plek, maar salig is die wat sy getuienisse bewaar. Jesaja 30 vers 18, salig is almal wat op hom wag. En so is daar in die Ou Testament baie saligsprekinge. Wanneer Jesus dan die woord salig hier in Matteus gebruik, is dit die Griekse woord makarios. En dit beskryf die Griekse betekenis, die betekenisonderskeidings daarvan is dat dit 'n toestand van diep geestelike welstand beskryf. 'n toestand van diep geestelike welstand. Wat in die gelowige is en wat nie deur sy uiterlike dinge of omstandighede bepaal word nie. Hy is nooit onder die omstandighede nie. En soos ek al in die verlede gesê het, 'n gelowige is nooit onder die omstandighede nie. Want in Christus het hy alles tot sy beskikking. En dit is deel van daardie geskenk wat God gee aan die gelowige wat deel het aan sy lewe in Christus Jesus. So verstaan dit dan. Daardie saligheid wat hier beskryf word, verwys na 'n deelname aan die lewe van Jesus Christus. 'n Deelname, om 'n deelname te hê aan die lewe in God en Christus. So dis nie maar net 'n voordeel wat na jou toe kom, omdat jy 'n Christen is nie. En dat wat jy kan opneem of nie. Wat dit is om te sê, as gelowige het jy 'n aandeel aan die lewe van God en Christus. Jy is daardie lewe deelagtig. Dit is 'n Godgegewe vaste toestand wat die gelowige sal dra deur enige vervolging, deur enige beproewing, deur enige swaar kry of watter situasie jy ook al in die lewe mag ondervind. Enige beproewing, omdat dit nie afhanklik is van die wêreld of wêreldse omstandighede nie, maar geanker is in jou verhouding met God. Dis geanker in die gelowige se lewe in God. En as jy daardie ewige lewe het as gelowige, het jy hierdie saligheid, dit is jou erfdeel. Iemand het gesê, een van die kommentators, dis 'n vaste, ingeweefde verhouding tussen God en die gelowige. En daarom word die woord makarios, salig, selfs gebruik wanneer God beskryf word. Selfs wanneer God beskryf word. In 1 Timoteus 1 vers 11 verwys Paulus na die voorskrifte wat aan hom
toevertrou is deur God, en hy skryf dan aan Timoteus, ek doen dit volgens die evangelie van die heerlikheid van die salige God, wat aan my toevertrou is. Die evangelie van die heerlikheid van die salige God, wat aan my toevertrou is. God is salig. En dan kom die voorskrif in die bergpredikasie, in die saligsprekinge, salig is die gelowige wat so is en so is. Kan julle verstaan hoe belangrik hierdie salig en hoe belangrik dit is om te verstaan wat saligheid is, wat dit vir ons beteken, wat dit van ons vra? Maar ook verder in 1 Timoteus 6, verse 13 tot 15, dat die afsluiting van hierdie brief van Timoteus aan Timoteus is, in die vorm van 'n lofsang tot die Here, pryslied tot God, skryf Paulus dan nou aan Timoteus, ek gebied jou voor die aangesig van God, wat aan alle dinge lewe gee. En van Christus Jesus, wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die Here. Weereens, almal gaan die saligheid van God aanskou by die wederkoms van Jesus, en dan sal ons besef wat saligheid beteken. En dan as ons hierdie saligheid ons erns in die lewe gemaak het, sal ons dan soveel meer rede tot absolute juiglied hê, omdat ons die saligheid aanskou wat ons reeds hier op aarde nagestreef het. Weereens kan ons sien, dit is nie 'n opsie wat ons het nie. Dit is juist dit wat ons kenmerk as mense in die koninkryk van die Christus. Ons verstaan dus dat saligheid is een van God se eienskappe. En daarom is hierdie saligsprekinge vir ons so 'n besondere vers, want dit maak nie saak wat hier op aarde met ons gebeur nie. As ons waarlik salig of geseënd wil wees, moet ons dan hierdie voorskrifte ons erns maak en deel kry aan die geseëndheid wat ons tans in God het, in Christus het, en wat aan ons in al sy volheid geopenbaar gaan word by die wederkoms van Jesus. Een van die kommentators het die volgende gesê, believers are blessed because they are in union with God who is blessed. In other words, they enter into His blessedness. They enter into His blessedness. Ek sê weer, saligheid is nie iets met gevoelens, of emosies, of opsies, of enige soets te nie, maar ons verstaan, dit is 'n deelname wat ons het aan God se lewe in Christus Jesus. 'n innerlike sekerheid wat die wêreldse standaarde totaal omkeer. En hierdie word dan ook nie net in die saligsprekinge bevestig nie, maar ook dwars deur die hele Nuwe Testament. Matteus 13 vers 16. Salig is julle omdat julle sien. En dan noem hy die eienskappe. Omdat julle die vermoë het om insig te hê in dit wat aangaan in die wêreld. Salig is julle omdat julle sien. En dit versterk jou saligheid. Maar jy kan dit ook doen omdat jy salig is alreeds. As julle dit weet, salig is julle as julle dit doen. Weereens, dis die toepassing van wat ons is en wat ons het. So saligheid en die strewe na saligheid is vir gelowiges alleen. Gelowiges alleen. Daarom werk dit nie om na hierdie deel, die bergrede,
of die saligsprekinge te gaan en dit aan ongelowiges voor te hou en te sê, maar verstaan julle wat julle moet wees of julle? Nee, hulle het nie die vermoë om dit te doen nie. Hierdie is aan die gelowiges gerig. Jesus rig dit aan sy volgelinge. En dit is altyd onlosmaaklik gekoppel aan geloof. Dit is altyd geloofsgebaseer. Dit is altyd die vrug van God se werk in sy mense deur sy Heilige Gees. En dit is die patroon waarop Jesus hier in die saligsprekinge bou. Dit is waarop hy bou. Maar hy gaan verder as om dit net daarop te bou. Hy verdiep dit nog verder. Hy gee nog meer dimensie daaraan. Want hy beskryf saligheid is nie maar net hoe ons lewe, dit is nie net 'n gedragspatroon nie. Dit is die lewenswerklikheid van die gelowige, omdat die gelowige gelowig is. Omdat die gelowige gelowig is. Daarom doen hy dit wat van sy geloof getuig. En dan nog iets wat ons op kan let hier in Matteus 5. Die saligsprekinge begin en eindig met dieselfde belofte. Kyk mooi daar op die bulletin of kyk in jou Bybel. In die 3de vers van Matteus 5. Kyk wat staan daar. Aan hulle hoort die koninkryk. In die 3de vers. In die 10de vers. Aan hulle hoort die koninkryk. Dit wil sê, daar is 'n deel tussen vers 3 en vers 10. En wie is dit wat in daai deel beskryf word? Aan hulle aan wie die koninkryk behoort. Vers 3 sê, aan hulle behoort die koninkryk. Vers 10 bevestig, aan hulle behoort die koninkryk. En dit wat tussenin is hulle wat die koninkryk het, wat in die koninkryk is, aan wie die koninkryk behoort. Met ander woorde die gelowiges. Maar wat beskryf dit? Dit beskryf die mense wat in die koninkryk is. Alles tussen 3 en 10 beskryf die mense wat in die koninkryk is. So, dan moet ons begin verstaan, en ek vertrou dit is die geval. Die koninkryk is dus nie 'n toekomstige verwagting wat ons het nie. Dit is nie 'n toekomstige verwagting nie. Dit is 'n huidige werklikheid in die lewe van die gelowige. Dit is hoe die gelowige reeds nou moet wees. En dit is hoe hy kan wees wat hy moet wees, wanneer hy op hierdie manier lewe. En daarom is dit dan belangrik, geliefdes, dit is meer as belangrik, is kardinaal van belang dat die kerk van ons tyd moet besef dat die saligsprekinge nie 'n leerplan is hoe om die koninkryk te verdien nie, hoe om daarin te kom nie. Dit is die beskrywing van mense wat reeds deel is van die koninkryk. Dit is die lewenswerklikheid van die gelowige. Dit is hoe die gelowige is, hoe hy moet wees. Omdat hy gelowige is. En daarom kan 'n gelowige wat arm is, of bedroef is, of vervolg word, of onder watter omstandighede verkeer, hy kan steeds salig wees, omdat hy het deel aan die lewe van God en Christus self. Hy kan salig wees, ten spyte van sy omstandighede, ten spyte van wat hy ondergaan. Ten spyte van sy lewensomstandighede. Ten spyte daarvan kan hy salig wees, geseënd wees, né? Ten spyte van sy omstandighede. En hierdie waarheid, dat dit die lewenswerklikheid van die gelowige is, bring dan juist vir die gelowige troos, dit bring vir hom versekering,
dat die wêreld en die wêreldse standaarde mag jou verwerp, mag jou veroordeel, mag jou verneder, mag jou beledig. Al daardie dinge. Maar onthou, as gelowige is jy salig, is jy geseënd, omdat jy deel het aan die lewe van God self. Maak dit nie 'n verskil aan ons lewensbeskouing nie? Gaan dit nie verskil maak hoe ons dan na die wêreld kyk en wat in die wêreld aangaan nie? En dan begin ons besef dat saligheid vir die gelowige is daar die vaste sekerheid, wat deur niks in die wêreld verander kan word nie, omdat dit rus in die belofte van God self, die versekering wat God self gee. En dan laat ek nou vandag vir julle dan met daardie feit konfronteer. Dink nou net daaraan wat aangaan in hierdie wêreld waarin ons nou vandag leef, waar die aanslag van die wêreld op 'n geweldige manier teen die kerk kom, hoe dit wêreldwyd gebeur dat kerke verbrand word, dat gelowiges doodgemaak word omdat hulle gelowiges is, dat hulle vervolg word vir wie hulle is, selfs al is dit dan binne jou eie kringe. Dit is die werklikheid van die wêreld waarin ons bevind. En daarom moet ons dan seker wees dat ons mooi verstaan wie en wat ons in Christus is. Wie is ons? Ons is die saliges. Ons is die geseëndes, want ons is die gelowiges, die gereddes, die Christene. Daarom mag dit nie 'n goedkoop woord in ons woordeskat wees nie. Nog enkele gedagtes oor die saligspreking self. As ons na elke saligspreking kyk, sien ons daar's 3 elemente in elkeen van daardie saligsprekinge. Elkeen begin met die woord salig, dit weet ons, dit het julle nou al gesê. Daardie woord makarios, geseënd wees. En dan volg 'n beskrywing op wie dit van toepassing is. So begin met die saligspreking, die woord saligheid, dan op wie is dit van toepassing, en dan eindig dit met die rede waarom hy geseënd is. So daar's die 3 elemente, die saligheid, wie en hoekom hy geseënd is. Elkeen van hulle. Die wat treur is, salig is die wat treur, hulle word vertroos. Salig is die wat honger is, hulle honger word versadig, of hulle dors word geles. Salig is die wat ween, want hulle gaan vertroos word, hulle gaan ook dan deel in die vreugde, en so gaan dit aan. En nou wil ek hier nou met julle self indink, en daardie skare mense wat daar rondom Jesus op die berg vergader het. En hy het waarskynlik die berg gekies sodat hy met 'n groot menigte kon spreek. Daardie menigte wat geluister het na wat hy sê. En ek wil hê ons moet dit verstaan. Baie goed verstaan hoe angstig of nuuskierig, een van die 2 dinge hulle was om hom te hoor. Daar was nie koerante nie, daar was nie TV nie, hulle het nie selfone gehad nie. Jesus was die nuus van die dag. Jesus was die nuus van die dag. En toe hy daar uitgegaan het en na die berg gegaan het, het die boodskap soos weerlig versprei, hy is op na die berg toe. Kom ons gaan hoor wat sê hy. En om watter rede hulle ook al gegaan het, of het nuuskierigheid, of dat hy hulle alreeds in hulle harte aangespreek was, van tevore deur sy woord, hulle het gegaan om na hom te luister. Hoe het daardie skare na hom geluister? Hoe het dit in hulle ore geklink? En ek wil vandag vir julle aandoen dat dit vir die meeste van hulle waarskynlik totaal absurd was. Skokkend. Ag nee, hierdie man
praat nie die waarheid nie. Dit is so teen alle common sense in. Dit kan nie waar wees nie. Belangrike gesprek wat iemand, of 'n stelling wat iemand sou maak is, van watter planeet af kom hy? En dit sou nie so vreemd gewees het nie, nee. Maar verstaan julle, dit was radikaal anders destyds, net soos wat dit radikaal vandag in ons samelewing is. Dieselfde radikaliteit, dieselfde absurditeit in hulle ore, in hulle verstaan. En hulle was waarskynlik geskok, oorbluf, verstom. En dan het hulle in hulle kop gedink, die armes, die treurendes, die hongeriges, die dorsendes, die vervolgdes, hulle word nou salig verklaar? Ag nee. Nee. Goed, ek hoop julle kry die prentjie, maar verstaan goed, Christus het die teenoorgestelde verkondig as wat die wêreld dink en verwag. En dis hoe ons nog steeds hierdie saligsprekinge moet verwag. En daarom moet elkeen wat hom volg, bereid wees dat hulle wêreldbeskouing, hulle prioriteite en selfs hulle lewens radikaal omgekeer moet word deur die evangelie van Christus Jesus. As die evangelie waar is in ons lewe, is daar nie plek vir vrede in ons lewe met die wêreld nie. En dan moet ons ook verstaan dat al die eienskappe wat Christus hier stel, word van elke Christen verwag. Ek het dit reeds geïmpliseer. Gesê, dis nie opsies nie. Dis 'n totale prentjie. Dit is waar van elke burger van God se koninkryk. En dit kan slegs moontlik wees, werklikheid word, deur die krag van God se woord en sy Heilige Gees en die werking daarvan in ons lewens. En daarom verstaan ons, dit is nie 'n stel reëls nie. Dis beskrywings van wat die Christen is, wat hy moet nastrewe. 'n lewe van daaglikse bekering, voortdurende selfverloning, aanhoudende kruisopneming. Dit word van die gelowige verwag. En besonderlik is dit dan ook in hierdie dae 'n bemoediging vir hulle wat onder groot verdrukking vervolg word, haat verduur ter wille van die geloof en dan selfs gedood word. Daarom beveel Jesus aan die einde van die saligsprekinge aan, verbly julle en wees uitermate bly, want groot is julle loon in die hemele. Groot is julle loon in die hemele. En een gedagte wat ek nog wil beklemtoon is dit, kyk weer na Matteus 5 en vers 3 en 10, daardie twee wat die raam vorm van die saligsprekinge tussenin. Matteus 5 vers 3, aan hulle behoort die koninkryk. 5 vers 10, aan hulle behoort die koninkryk. Die implikasies, weer eens, dis nie losstaande slagspreuke nie. Dit is, geliefdes, dit is hoe ons dit moet verstaan. Dit is die grondwet van God se koninkryk. Dis die grondwet van God se koninkryk. Hy sê, aan hulle behoort die koninkryk. Aan hulle behoort die koninkryk. So tussenin is die koninkryk, dis die grondwet van God se koninkryk. En julle weet, dat nie een wat in hierdie land lewe,
kan, of nee, kom ons sê, is veronderstel om teen die grondwet op te tree nie. Ons is almal onderhewig aan die grondwet van hierdie land, of ons behoort te wees, kom ek stel dit so. Dit is die werklikheid van elke land, dat almal wat in daardie land woon onderhewig is aan daardie grondwet. Hier is ons grondwet. Dit word so gestel. Matteus 5 vers 3, Matteus 5 vers 10 sê, hier is die grondwet van die koninkryk. Dis nie 'n opsie nie. Dit is jou grondwet. Een van die kommentators het gesê, these beatitudes teach us much about those who belong to the kingdom, and upon whom Christ pronounced its highest form of benediction. En dan beklemtoon hy ook dat hierdie saligsprekinge 'n deel is van die lewenswerklikhede van die gelowige. We cannot take one alone without losing part of the lesson they jointly teach. Hulle is gesamentlike lering wat ingevoeg is om mekaar heel te maak en ook die gelowige heel te maak. Met ander woorde, hulle vorm saam 'n enkele portret van die gelowige. Saam beskryf hulle die gelowige. Ons kan dit so sê. Dit is soos 'n kunstenaar wat, sê maar hy doen 'n tekening met potlood. Een potloodstreepie sê nie veel nie. Selfs 2 of 3. Maar as die prentjie voltooi is al daardie individuele potloodstrepe gee vir jou die portret, die heelheid van wat jy moet wees. En dit is wat hierdie saligsprekinge vir ons sê. Hier gelowige, hier Christen, hier is jou grondwet. Hier is hoe jy moet wees. Elkeen van daardie saligsprekinge individueel dra sy eie krag, maar saam gee hulle die beeld van die ware disipel van Jesus Christus. Saam kry ons die komprehensiewe, saamgevoegde beeld van die gelowige, waarvan Jesus Christus vir ons die voorbeeld was. Dat hier niks hier is wat hy nie self verduur het nie. Daarom is hierdie saligsprekinge nie 'n boodskap vir die wêreld nie. Ek wil dit herhaal. Dis nie 'n boodskap vir die wêreld nie. Maar dit is die geestelike portret, die geestelike voorskrif, die geestelike grondwet van diegene wat werklik deur God se genade deel het aan die koninkryk, onder wie se grondwet ons funksioneer, onder wie se grondwet ons dien, en wie se leermag ons dien. Dit is die enkele saamgestelde portret van die ware gelowige. En volgende keer sal ons met die eerste ene begin wat lees, salig is die armes van gees. Mag die Here ons die genade gee om dit wat ek vandag vir julle geleer het oor die saligsprekinge, dat dit wel in ons harte ingang sal vind, dat ons sal verstaan, ons is besig met die grondwet van ons God, ons koning. En ons mag dit nooit ligtelik beskou nie, ligtelik opneem nie. Dis nie suggesties nie, dis nie voorstelle nie. Dit is die grondwet van ons koninkryk. Ons God se koninkryk. Mag die Here ons daardie krag gee om dit te verstaan. Here, ons dankie dat ons vandag weer kan herinner word aan hierdie radikaliteit van die evangelieboodskap. Soos dit nog altyd bedoel was om te wees. Want U het nog nooit bedoel dat ons soos die wêreld moet lyk nie. U het nog nooit bedoel dat ons soos die wêreld moet leef nie, of dink, of optree, of
onopsigtelik wêrelds moet wees nie. Maar ons bely dat ons dit wel dikwels doen, Here. Ons doen dit so dikwels. Het is so maklik om dit te doen. Dit is altyd die eerste opsie wat daar vir ons is. Maar U verklaar ons salig wanneer ons swak is, omdat ons in U krag daardie geseentheid kry, wanneer ons streer, wanneer ons vervolg word, wanneer ons sagmoedig is, wanneer ons enige van hierdie situasies wat hier beskryf word, wanneer dit van ons waar is, wanneer ons, Here, deur die wêreld ondergekry word. Daarom is ons gebed, Here, hou ons vas in U genade. Hou ons vas in U genade. Maak U ons sterk om deur dit wat ons is in U, om in hierdie salig wees, Here, te kan bestaan en te kan oorleef en te kan oorwin. Nie op 'n oorwinningsmanier van die wêreld nie, maar deur die oorwinning wat daar vir ons in Christus Jesus is en waardeur ons die ewige lewe het. Laat ons nie wees soos sout wat laf geword het nie. Laat ons nie wees soos 'n lamp wat weggesteek word nie. Maar laat ons lig skyn, Here, in die krag van ons Redder, ons Heiland, ons Saligmaker. Hy wat vir ons hier leer in hierdie saligsprekinge, in sy naam alleen, ons Here Jesus Christus. Amen. Amen.